Is jy bly om hier te wees? Ek is dankbaar om hier te wees. Amen. Ek eer die Here daarvoor. Ek net terwyl ons vanmôre so by mekaar is, net wil vinnig 'n paar welkomings doen. Ek wil vir Michaela en vir Stewart, sy familie wat hier saam met hulle is vanmôre, hulle word vanoggend gedoop. Sy baie welkom, of die Here vir hulle ryk seën en indien ons bly, jy's terug. Jy het jou plekkie, maar die Here wil vir jou ryk seën. Nou hier so, hier voor sit is familie. Dis my niggie, Bonsie, en haar kinders, haar dogter, en haar kleinkinders. Ek glo soos almal hare, mag die Here vir hulle baie ryk seën. Bly julle is hierso. Nou ek het ons baie saam het ons dinge gedoen, stout gewees, maar nou ons dank die Here dat die Here ook vir ons reg gekry het. Amen. Amen. Prys die Here. Nou ek net gou Winston en toe vergeet ek jou verjaarsdag. Ek het vroeg onthou, want toe vergeet ek om jou te bel, maar mag jy, ek glo jy het 'n wonderlike dag gehad. En dan wil ek net vir Pieter Bligter, hy is nie hier vanmôre nie, en vir hy kon nie met aanspreek, en vir Ivan Moses, hy is ook hier vanmôre nie, maar dit sê baie geluk met die verjaarsdag môre, en verjaarsmôre, dat jy die Here vir jou ryklik sal seën. En dan gaan ons voorbinding doen vir die volgende mense. Nora is siek, en dan die vrou en die familie, wat sy vrou die dood afgestaan het, wat volgende Saterdag word sy gedenkdienst gehou, is door Mike Woord, ons moet vir jou paaste, en jou spotvoeder, en Petra-Moeder, albei in die hospitale, het die sy klein seun, ons bid vir hom, Jolandi wat aansterk na rugoperasie, ons bid vir haar, en dan hier in die dies, want ook in die weer 10 keer ryker geword het, en ek het ook al ryker geword. Amen. En ons is bly en dankbaar, dat die Here kan raak sien. Ek gaan vra dat ons kan staan en ons hierdie diens open met gebed, die seën van die Here afbid. Ek Erik vra om vir ons te bid, en al die mense ook dat die Here opgedaan, bid ons steeds vir Shemaino, en sien sy die Here nodig by haar hand. Maar kom ons staan en bid ons saam, en ons vra die seën van die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanmôre na die troon van genade toe kan kom. Here, dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het. Hemelse Vader, wat bid vir ons diens, en bid vir elke persoon wat hier gestap het. Here, ek weet met 'n afspraak met U vanoggend, ek vra dat die Heilige Gees sal beweeg van sitplek tot sitplek, en almal tot persoonlike wyse sal seën. Dank U vir die musikante en die voorsangers wat die gemeente gelei het met sang en aanbidding, en dat U ons sal salf volgens met die soete Heilige Gees. Here, die Heilige Gees is in beheer van die diens, en ek vra dat hy sal beweeg soos wat U goed doen. Here, U die name gehoor wat vanoggend opgegaan wat U nodig het in liggaam. Here, ek vra dat U nou by elkeen sal stil staan, dat die genesende krag van God nou die liggaam sal vloei, en dat U volkome gesondheid sal bring in Jesus naam. Here, dank U vir die geleentheid om vanmôre om U te kan bid, met dit te loof en te prys en te eer, Here, dankie vir gesondheid. Ag Here, daar is soveel dinge waarvan ons vanoggend kan baie dankie sê, maar Here, later in die diens, dat ek dat die pastoor by die boodskap opbring sal salf met die soete Heilige Gees, en dat die vanoggend vir ons op berg agter die Heilige van Kruis, en dan later ook as jy daar doopdiens plaasvind, dat jy die doop bring, volgens sal sê op 'n besondere wyse. Dankie dat jy die stap van gehoorsaamheid gaan neem. Here, ons los dan nou hierdie diens verder in bekwame hande, en ons vra dat U sal beweeg, sodat U wil beweeg, en dat ek weet ons kan vanoggend 'n groot seën ontvang uit die hand het. Ons sê nou wat dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Van my kant af wil ek ook vanoggend net weer sê môre, en hier van die musiekspan se kant af, en ek gaan jou 'n vraag vra, kan jy vanoggend onomwonde en eerlik saam met die liedjieskrywer sê, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Is jy bly om vanoggend hier te wees? Ek weet nie van jou nie, ek weet ons het miskien 'n week gehad vol uitdagings.
Maar die een wat ons vanoggend eer en loof, is nog steeds op die troon. En hy, soos ons verlede week gesing het, hy dra ons deur. So ons gaan nie te veel sing vanoggend nie, want ons het 'n vol program. Maar wat ons gaan sing vanoggend, sal jy hoor, dit is net soveel eer en soveel lof en soveel opgewondenheid hier uit ons binneste, net om vir hom te sê, Here, ons weet, ons beweeg in hierdie tyd en ons as kinders van God se tyd of in die kalendertyd in waar ons sy dood herdenk. Maar weet jy, vandag is Palmsondag. Het jy dit geweet? Partykeer vergeet ons dit. Vandag is Palmsondag. En wat sê Palmsondag vir ons? Waar dink jy as jy dink aan Palmsondag? Nou ek dink aan palms wat geswaai word en die hosannas wat gesing word. Want dis presies wat hulle gedoen het toe Jesus in Jerusalem binne gery het. En wat beteken hosanna? Hosanna beteken Here, red ons. En dit is vir my so kosbare manier wat in Jerusalem ingekom het en dit herinner ons vanoggend aan nederigheid, aan liefde en 'n sending waarvoor hy gekom het. So kom ons sing vanoggend en ons gaan uiting gee aan ons dankbaarheid en ons liefde vir hom en ons gaan sing I am so glad that Jesus lifted me en daarna gaan ons sing daar is blydskap in my siel vandag. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. I am so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. Singing glory, hallelujah. Jesus lifted me. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Satan let me down, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God is praise, God and my silver now. Praise Him, praise Him. All His own, they take up the bars. Hallelujah, praise Him. Let them all ever be glad. One like Father and Savior. God says, I break up His love. Hallelujah, praise Him. God is praise, God and praise to come down. Praise Him, praise Him. All my soul, they break up the bars. Hallelujah, praise Him. Let them fall and fall me back. Monk and wanderer and sailor. Arms I make what is love. Hallelujah, praise Him. God is praise, God and my soul from God. Praise Him, praise Him. All my soul, let thy laughter bar. Hallelujah, praise Him. Let them fall and Lord be back. One like wanderer and sailor. Arms I make what is love. Hallelujah, praise Him. Let them fall and Lord be back.
besondere psalm om te lees. Dit is as te ware of die psalmskrywer sy seëninge tel. Doen jouself gaan lees dit vandag. Wanneer ons psalm lees, en ja, gaan lees dit gerus, kan ons as te ware die dinge afmerk, een vir een. Kom ons sing hierdie ou lied wat sê, tel jou seëninge een vir een, en jy sal verbaas staan oor wat God vir jou skenk. Tel jou seëninge
marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Look and rest your infinite wisdom. Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand before you. I stand before you. Only God to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful beyond description. Majesty enthroned above. And I stand before you. I stand before you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. And I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Thank you, Jesus. Kom ons sê vanmôre vir die Here dankie. Dankie dat ons U kan aanbid vanmôre, Here. Dankie dat ons U naam kan groot maak en U naam kan verheerlik. Dankie Here dat ons vanmôre op 'n plek is waar ons U kan aanbid in gees en in waarheid. Word vanmôre verheerlik, Here. Deur elkeen wie vanmôre hier is. Wie in sy hart vanmôre voel dat U die seën van die lewe is. Ons dank U daarvoor. I stand I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due.
bladzijde 9. Lekker gesing. Amen. Lekker. Ja, prys die Here. Amen. Nou, ek gaan nie lang preek nie. Die wat nou lang in die gemeente is, weet nou, ek is al 6 weke op die kansel af gewees. Na so ligte beroerte wat ek gehad het. Maar die dokter sê dit gaan nou met bene en dit kan tussen 18 en 24 maande vat voordat dit reg is. Maar nou weet die dokter weet jy ons glo. Ons doen nou groot en almagtige en wonderlike God so. Verdra my man, as ek voel in my liggaam, my bene wil my nie hou nie, my vrou het my spesiaal my stoeltjie hier neergesit, dan kan ek sit en preek, en ek weet nie, ek wou salig, kom oefen dit, hoe gaan dit werk, maar dit lyk my nie, ek het nie salig tyd gehad nie, iemand het my echt om raad ry, dit is die heel salig spandeer, om die recht te kry. Maar ons het volgende doopdiens. Stewart en Mikaela, hulle gaan hulle vanmorgen doop, en ons gaan dit net hierna plaas, so ek bid dat ek my morgen so 15 minute, 20 minute, ek sê vir my vrou vanoggend ons kerk bereid, ek sê ek weet nie of ek hierdie preek in 10 minute, 15 minute tyd kan preek nie, want dis nie eintlik 'n preek nie, ek net so 'n bietjie met gesels. En ek wil begin vanmorgen as my vertrek uit 'n baie bekende goue teksvers van ons Bybel. En dit is opgeteer in Johannes 3 vers 16. Baie bekende gedeelte, dit sê die volgende: want so lief het God die wêreld gehad. Dis amen, ek sien daar 'n hand op. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou geliefdes, as ek vanmorgen net dink in terme van Christenskap, ek wil vanmorgen glo dat u met my sal saamstem, dat jy kan begin waar jy is, sal jy hoor dat mense praat asof hulle Christene is. Baie mense sal dit bloot en blaatant vir jou sê, maar ek is 'n Christen, ek is 'n kerkmens, ek gaan kerk toe, ek lees die Bybel van tyd tot tyd. En ek wil vanmorgen hê, jy moet my mooi hoor. En ek wil nie vanmorgen klomp beskuldigings op die kom aflaai, dat jy nou so sleg moet voel, dat jy vanmorgen jy wil uitgaan en sê, nee, wat dit help nie vir my. En ek wil vanmorgen die boodskap bring, dat jy sal hoop hê. Maar as ek nou vanmorgen so ding in terme van hoeveel mense ek al gehoor het, want almal sê vandag dat hulle Christen is. En ek was al by baie begrafnisse gewees, en nou hoor ek, en dan weet ek so iets van hierdie persoon se lewe af, en dan hoor ek hoe dat hulle praat van, dat hy is nou op 'n beter plek. Hy is nou by die Here, asof hy sy hele lewe lang toegewy was aan die Here. Nou ek wil vanmorgen hê dat u moet verstaan, dat om 'n kind van God te wees, beteken, daar moet iets van jou kant af kom. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te kan word. Ander woorde, dis 'n besluit wat ek en jy moet neem aan hierdie kant van die graf, waar ons sê, Here, ek kies U, ek wil U dien. Here, ek wil U aanneem as my persoonlike verlosser en zaligmaker, en dan is dit voorafgaande van ons sonde belydenis. Met ander woorde, ons weet vanmorgen dat ons het almal gesondig. Paulus kom en hy skryf dit vir ons so mooi en hy bevestig dit in Romeine 3:3. Hy sê almal het gesondig
ander woorde, kind van die Here, broer, suster, vriend, vriendin, ek weet nie van u nie, maar almal van ons het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. In ander woorde, beteken dit, solank ons nog sondaars is, kan ons nie deel hê aan die heerlikheid van God, nie waar? Sê nie daarom saam, sê nou maar so hier naar die kop, waar jy kan maar sê, amen ook, amen. Maar, jy en ek, wanneer ons deur die Vader getrek word, want hy sê baie duidelik in die woord vir ons, niemand kom na die Vader as die Vader hom nie trek nie. Met ander woorde, in daardie opsig moet ek en jy 'n besluit neem. Ek wil die Here dien. Ek onthou en ek gaan nou my persoonlike getuienis met u deel, en ek wil hê jy moet oplet dat ek ken die datum. Ek was standaard 9, graad 11 in vandag se taal. Toe was ek op 'n jeugkamp gewees en die pastoor wat nou in Silverton met die AGS is, sy pa was my pastoor gewees op Susan Katoen en hy het polio gehad. En hy het so, jy weet hulle het so eister hier onder bene gehad. En hy het op my skoot gesit te slaap. En die pastoor wat daar gepreek het, is die pastoor van Marydale, en hy, nadat al die jong mense daarvoor op die grond, ons het 'n tent opgeslaan en daarvoor was net grond, het ons gekniel, of het die kinders gekniel. En hy vra vir my, jongman, wil jy nie ook vorentoe kom? En ek het haar die seentjie, ek so Pieter van nou, wat nou by die AGS, ek het so op die stoele neergeleg, en ek het vorentoe gaan, en dit was die 2 Oktober 1974, en daar het ek gekniel, en daar het ek besef, dat ek 'n sondaar is, en as die Here Jesus my sou kom haal op daardie punt in tyd, ek verlore sal wees. En daai aand het ek gevra, Here, ek wil U aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Daardie selfde maand nog, die 20 Oktober, is ek op Appington, is die Pieter Laatsel my gedoop, en die Here gevolg deur die doopwater. En van daardie dag af het ek die Here gedien. Pastoor, het jy nog nooit foute gemaak daaraan? Baie keer glo ek die Here sê kop laat sak. Ek sê, ag, kan hy nou nie onthou? Kan hy nie onthou wat ek vir hom aan die kruis op Golgotha gedoen beteken? Ek wil vanmôre vir u sê, broer en suster, en broer Erik het laas onder daar preek, maar die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus was so omvangryk, dat dit my nog elke keer, wanneer ek nou om te kom en van sy Here, ek is so jammer, het hy my vergeet. En het hy my weer nuut gemaak, en het ek weer in my hart hoop gekry dat die dag as hy my kom haal, ek kan sê ek behoort aan die Here. Paulus het by geleende sê, lewe, sterwe, ek behoort aan die Here. Geliefdes, ek wil vanmôre julle vra, ek weet nie waar jy staan met betrekking tot hierdie geloofsbelijdenis. Ons baie kere in baie kerke word die geloofsbelijdenis elke Sondag voorgehou en voorgelees, en ek dink as ek reg kan onthou, in baie gevalle die mense in die banke spreek dan self die geloofsbelijdenis uit die koning God die Vader, die Seun, Heilige Gees, ensovoort, ensovoort. En ek wil vanmôre vir u vra, was jy op daardie punt in jou lewe waar jy gevoel het, ek wil 'n besluit neem om die Here Jesus Christus aan te neem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Want dan het ek vanmôre die voorreg om te kan sê, nou is ek 'n kind van die Here. Nou is ek 'n wedergebare kind van die Here, wat die Here kan dien in gees en
en waar. Ek wil vanmorgen vir u vra, broer en suster, was jy al op daardie punt in jou lewe, waar jy 'n besluit geneem, want jy sê, ek erken vanmorgen, dat ek die Here nodig. Ek erken vanmorgen, dat as ek vandag sou sterf, ek nie vandag saam met die Here sal wees nie. Ek wil net vanmorgen hier 'n voorbeeld uit die woord van die Here uitneem. U onthou nog vir die ryk man en Lazarus, ek dink ons lees daarvan in Lukas 16 hoofstukke. Nou, twee verskillende mense met verskillende agtergronde, met verskillende behoeftes. Die ryk man het seker alles gehad wat sy hart begeer. Hy kon koop en hy kon eet wat hy wil en hy kon dit volgens hom bestuur om te doen net wat hy wil. Maar Lazarus, hy was maar 'n bedelaar. Hy het maar daar by die poorte van die ryk man gesit en gehoop miskien sou daar 'n stukkie kos oorkom. Miskien sou daar iets wees wat na sy kant toe kan kom. En nou lees ons in daardie gedeelte in Lukas 16. Hy sê al twee van hulle het tot sterwe gekom. En die oomblik toe hulle sterf, toe kom hierdie ryk man agter. Maar nou het ek 'n probleem. En ek kan by rus daai gedeelte gaan lees en hy sien skielik vir Lazarus raak. Maar daar's 'n groot kloof tussen hom en Lazarus. Lazarus sit in die boesem van Abraham en terwyl hy daar sit, suster, het hy die vrede van God op sy gelaat. Maar hy herken dit dan self, hy vra Vader Abraham, stuur toch net vir Lazarus, as ek Lazarus nog hierdie eenvoudige mens is, wat daar by die begin, by die hekke van sy huis gesit het en gebeen het, dat hy toch net sy vinger kan nat maak en op my lippe kom sit, want ek ly smarte in hierdie plek. Dit is, om ek sê vanmorgen vir die, daar is 'n verskil tussen die plek waarna die gelowige gaan en die ongelowige gaan. 'n baie duidelike verskil. En daarom moet ons vanmorgen besef dat ons moet seker maak aan hierdie kant van die vraag waar ons geloofsbelijdenis in plaas. Ek wil die aanmoedig vanmorgen. Kies vanmorgen die Here. Ek het by die aand toe ek met Michaela en met Stuart gesels. Ek het regtig seker gemaak dat hulle weet waaroor hierdie besluit van hulle gaan. En ek wil julle aanmoedig vanmorgen, as jy nog nooit tot op daardie plek kom met in jou lewe, waar jy 'n besluit geneem het en sê, neem die wêreld, maar gee vir my Jesus. Een van die Here hoor wat ek vanmorgen sê, dis 'n kosbare besluit, maar dit is so belangrike en so noodsaaklike dat ek en jy die Here sal dien. Dat ek en jy vanmorgen sal sê, dat ek wil nie deel wees van die wêreld nie. Want jy sien die wêreld, broer en suster, as ons gaan kyk na hierdie gedeelte in Johannes 3:16, wanneer hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan bedoel hy hier vanmorgen, dit is die mensdom wat in 'n verlore toestand is. En hoor nou wat ek vanmorgen vir die sekant van die Here, luister baie mooi wat ek vanmorgen sê. Die Here het geen behaag in die dood van die sondaar. Sê met jy amen. Dit staan in die Bybel. Die Here by hom is daar geen begeerte, hoegenaamd dat enige een van ons wat dalk vanmorgen sit, verlore moet gaan. Maar, sê daar dieselfde tekst, maar hy wil hê dat almal van ons eendag gered sal. En vir die Here, hoe kosbaar is dit nie vanmorgen, as ek en jy hier kan sit en kan sê, maar weet jy dat ek het die Here Jesus Christus gevind as my persoonlike verlosser en zaligmaker. Want dit beteken nie net houters gearriveer die oomblik dat ons die Here Jesus Christus aangeneem het as ons verlosser en zaligmaker. Inteendeel, nou sê die skrif vir ons baie duidelik,
Ons moet geestig kan groei. Ons moet kan ontwikkel. Nou mense, hoe groei mense en hoe ontwikkel mense dit anderste as om tyd te spandeer in die woord van God. Ek dank die Here vir die Bybel. Ek dank die Here vanmôre dat die woord van die Here vir my 'n lig op my pad en 'n lamp vir my voete is. Ek dank die Here vanmôre vir sy woorde waarin ek kan indelf en dit kan ondersoek en kan toepas in my eie lewe. En dan die ander ding wat ons moet doen, broer en suster, ons moet na die huis van die Here toe gaan. Ons moet kan bid. Ons moet vir die Here kan vra, Here, ek weet nie nou nie. Ek onthou by die stoor dat ek op skool gehad, Mr. Pieter Hansen, hy het altyd vir ons in die Bybelklas gesê, hy sê, weet jy dat hierdie Bybel sê vir ons alles. Hy sê vir jou dat hoeveel moet jy jou bediende betaal. En soek ek dit op. En ons nou nie meer vandag nodig soveel Bybelboeke en concordanties te hê, maar jy Google dit net en die Google weet al hoe. En dan kom jy agter, maar daar is skrif vir dit wat ek doen. Ek het 'n verantwoordelikheid, nie net teenoor my eie geestelike lewe nie, maar ook ten opsigte van die liggaam van Christus. Want hierdie twee mense wat vanmôre die Here gaan volg deur die doopwater, hulle gaan deel word van hierdie gemeente. Nou wil ek vir die gemeente vanmôre sê, ook julle het 'n verantwoordelikheid om hulle te help, om hulle by te staan, om vir hulle te bid, om hulle te ondersteun, om vir hulle te vra, om hulle reg te gaan, nie vra in julle hart nie. Ek onthou baie keer as kind, het ek baie keer geluister wanneer die seniors op die groot mense, wat hy het nog jonger as ek nou is, as hulle so 'n bietjie gepraat het oor die woord van die Here. Die woord is kosbaar. Die woord van die Here sê aan Openbaring 20 is lewendig en is skerper as enige besnydende swaard. En dit dring deur gewrigte margeen. En van die Here, kom ek sê vanmôre vir u, ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy moet vanmôre dit kan gaan toepas tot lof en eer en verheerliking van sy grote en wonderlike naam. Ons is amper klaar, so ek gaan nie baie lank hou nie, maar ek wil regtig vanmôre u vra. As ons nou vanmôre net vir 'n oomblik dan volgende Vrydag, Goeie Vrydag, wat gebeur dan? Dan herdenk ons die kruisdood van die Here Jesus. Wat het toe gebeur? Jesus het sy lewe vir ons afgelê. En ek wil vanmôre vir Stuart en Michaela vanmôre sê, weet jy daardie dag, toe hy daar die kruis gehang het, ek sien hulle is maar laat in die begin van 2001 gebore, maar toe was julle reeds in sy gedagtes gewees. Hy het reeds geweet dat hy met julle pad langs gaan. Hy het reeds geweet dat as julle bely en erken dat ek glo in Jesus Christus, my verlosser en zaligmaker, dan gaan ek hulle red, ek gaan hulle vrymaak en ek gaan hulle wegstuur in die ewigheid. En daarom dank ek die Here vanmôre vir sy kruisdood. En ek wil u aanmoedig vanmôre. En ek wil vir u elkeen met vanmôre sê, miskien het jou bekering al so 'n bietjie vervaar. Miskien die dag toe jy jou hart en lewe met die Here reggemaak het al so 'n bietjie voel amper asof dit geblus is. Jy sê daar vanmôre vir my persoon, ek kan nie probeer dit aansteek, dat daar weer 'n vuur in my hart sal brand. Doen dit gerus. Doen dit gerus. Want sodat jy weer kan weet dat dit is belangrik dat ons elkeen wat in hom glo, dat ons sal weet dat ons gaan nie verlore gaan, ons gaan die ewige lewe ons sê wonderlik. Dis 'n keuse wat hierdie twee jong mense vanmôre gemaak het. Ek wil hulle geluk wens. Ek is so bly dat ons twee jong mense wat sê dat neem die wêreld, maar geef my Jesus. So dankbaar vanmôre dat ons nog mense kan loop en dat hulle gehoorsaam is
van die Here. Net so vinnig oor die dood, ek wil net vanmôre sê, ons doop nie kindertjies nie, ons doop nie babietjies nie, wat baie kerke sê dit hulle kinders doop nie, want as jy gaan lees wat sê die woord van die Here, kom gaan net vir 2 verse beteken. Mattheus 28:19 sê, gaan dan heen, maak disippels. Opgelet, ek sê maak disippels, doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Daar is niks gesê van doop hulle en dan leer julle en dan stel julle voor en dan neem julle aan. Dit staan nergens in die woord van die Here. In hierdie Bybelboek wat ek het, jy kan dit nog gaan ondersoek en bring vir my voorbeeld, ek weet van geen babie wat gedoop is. Dan maak jy 16:16, en dan baie duidelik vir ons sê, as jy doop, as jy laat doop, dan wil ek vir jy lees, anders dan ek bedacht nie verkeerd, sê kom ek lees, dit kan ek net nie, maar 16, jy weet ons Markus is net nie voor Lukas, Markus 16:16, weet kyk, laaste hoofstuk van Markus 16 vers in die volgende. Hy sê, hy wat glo. Hy sê vir my, babie, die kan hy of sy glo. Alba, niks. Hy kan met haar klein siepje of haar klein dokter praat. Hy kan nie glo nie. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Daar is 'n belofte van redding. En dan gaan hy verder, hy sê, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dan weer die twee teenoor mekaar, hy wat glo en hy wat nie glo nie. En dan sê hy, die wat nie glo nie, sal veroordeel word. Ek kom vanmôre vir Matthea en vir Stuart van en voordat ek kom, ek wil vinnig net so 'n paar minuutjies spandeer. Eers ek van die vroue tot na my kyk, en voordat ek hulle gaan vra om te draai, het iets te vertel. Baie dank, kom nie na vore, ek staan met u. Van dit hier op vertel vir my, dan wil ek vir julle lees uit Efesiërs 2 en vers 11. Hy sê, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde vir die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Luister mooi vers 13, maar nou, in Christus Jesus, en julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede, hy het albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in die vlees die vyandskap opnuut gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat die insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak twee in homself een nuwe mens ontskep en albei in een liggaam met God ontsoen deur die kruis, nadat hy daar aan die vyandskap doodgemaak en hy het die evangelie van vrede om verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang tot een gees door die Vader, soos julle dan nie meer vreemdelinge en bywooners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verhuis tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit is die kosbaar. So ek wil julle aanmoedig vanmôre, die Here, elke dag, na die blydskap van die Here,
hulle beskikking wees. En as jy duivel, hy gaan julle try hoor. Hoor wat ek vandag vir julle sê. Maar as hy kom, luister dit nie, jy is by die verkeerde adres. Jy het seker nie gesien wat daar Sondag gebeur het, of Sondag die 29ste, maar het ek daar, die openbare gedeelte, het ek bely dat ek Jesus Christus aangeneem as my verlosser en salig. Nou julle eie woorde wat jy moet omdraai, en hulle jy is eerste, jy is die name, en dan julle net jou getuienis gee, en dan gaan ek gaan hom ook vraag om dit te doen. Ja, Môre almal. Vandag is ek 'n getuienis van die absolute guns en onconditionele liefde van die Here. Ek het die behoefte ervaar om my sondes te bely en vandag my lewe aan die Here toe te wy, aan sy woord gehoorsaam te wees en om as my persoonlike saligmaker en verlosser aan te neem. Dankie aan elkeen wat vandag hier is, wat my in hierdie besluit ondersteun en dit saam met my vier. Ek is dankbaar om vandag die geleentheid te hê. amen. Ek wil net dankie sê eerstens pastoor vir die leiding wat my gegee het, die geleentheid dat ek vandag hier kan gedoop word. Dankie vir al die mense wat hier so saam met my is, vir die geleentheid en saam met my ervaar, die mense wat die toekoms gemaak het en dat hulle siel mense saam met my is. Ook, ek wil sê, ek het in sonde gelewe vir jare. Ek het onlangs 'n wonderwerk beleef, my oog net oopgemaak. So vandag wil ek uit my hart uit sê, my siel en my gees, hardop. Ek kies die Here en ek wil vandag gedoop word. Hy gaan my vandag my siel skoon was en 'n nuwe boekie vir my oopmaak. Ek kies hom as my verlosser en ek my sondes bely. En met al sy liefde en oorvloed kies ek om hom te volg en hom te gehoorsaam en om hom te hoor. Amen. Ek gaan vra Stuart en ek hier agterin gaan en sy hier agterin gaan. Maar kom ons sit net so dan bid ons kan staan. Hemelse Vader, wat 'n groot voorreg dat ons vanmôre het om getuies te wees van die groot wonderwerk wat U nog elke dag in ons lewens doen. Here seën die bediening van die woord vanmôre, terwyl ons hier gesit het ons geluister en het ons deelgaan aan die verkondiging van die woord. En vanmôre wil ek vra, Here U dat U woord nie sal ledig terugkeer tot U, maar dat U dit sal stuur in die rigting wat ons dit moet ontvang. En Here, as ons vanmôre sit en ons besef dat ons is sondaars, Here, ons dan ook daardie stap van gehoorsaamheid sal neem. En Here, daardie geloofstap om te sê dat ek glo in Jesus Christus, die verlosser van hierdie wêreld. Dankie Here dat U die prys vir my betaal het. Ek behoort aan die Here en daarvoor loof en prys ek U daarvoor in Jesus naam. Baie dankie. Ek gaan vra van die diakens net ons kans om weggaan. Terwyl die pastoor regmaak vir die doop van die kandidaat, en Vader die saam met my gaan staan, dan sal ek ook die saam sing, en ek sal weer, en ek net vir die sê, as jy wil mooi sien, moet jy maar beweeg maar op die middelste banke toe, die wat aan die kant sit, as jy graag wil beter sien, en ek gaan baie moeilik sien naby jy sit so. Maar kom ons staan, en dan as jy wil binne toe beweeg binne toe, dan sal ons so I'm redeemed by the gaan vertel dat Jesus red. Kom staan saam met ons sing ons, gaan vertel dat Jesus red. Vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel die storie van sy koms en hoe die kan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red. Gaan vertel dat Jesus red.
sy kom sing, hoor ek kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel die storie van sy kom sing, hoor ek kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel dat Jesus leef. Kan vertel die storie van sy kom sing, hoor ek kan vertel dat Jesus leef. Ons gaan nog 'n bietjie sing. So kom ons sing ons koortjie wat ek wou gesing het. Unredeemed by Love Divine en dan wag ons vir die regte dag. And redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. All to Thee, I now resign. I am redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. All to Thee, I now resign. I am redeemed. I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Unto Thee, I now resign. I am redeemed. I'm redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. Unto Thee, I now resign. I have been redeemed. God has crowned, wonderful and crowned, and redeemed hallelujah. God has crowned, wonderful and crowned, and redeemed hallelujah. Yes, they are, as they do, they stop and rain. They shall make it darkness come, good and good of the throne. God is crowned, and Jesus through. God is crowned, wonderful and crowned, and redeemed hallelujah. God is crowned, wonderful and crowned, and redeemed hallelujah. Yes, they are, as they do, they stop and rain. They shall make His trumpets sound, good and good of the Lord. God is crowned, and Jesus through. Baie dankie vir die sing van die En allemaal zien. Michaela, neem ek wil jy in die naam van Vader, en die Seun en die Heilige Gees, op grond van jou eie belydenis, dat jy Jesus Christus aangeneem as jy verlosser en salig. Kom ons sommer nog 'n koortjie doen ons dit wat gaan. Ja, ek gaan maar kom nou eens sing. Kom sing dit. Kom ons sing, wat se koortjie gaan ons sing? When you all get there, kom net bly sit en ons gaan sing. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all
weet jy wil sing, maar hulle wil gedoop word. Baie dankie. Stewernel, op grond van jou eie belydenis, doop ek jou vanmôre in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen, amen. Terwyl jy so sit, gaan ek gou die aankondigings doen, kan ons dan daarna Jacobs kan ons dan regmaak om die 10 offergawe op te neem. Ek kan die aankondigings slaan maar 'n woordskool en bidure in die week op woordskool en is toe. Van skoolvakansie, daar is nie woordskool en bidure nie. Van ons Paasnaweek dienste die 3 April, goeie Vrydagdiens by Gesina, 8:30 vir 900 uur. Dan 5 April opstandingsdiens is hier in ons gemeente om 9:30. Dan moet jy asseblief onthou die begrafnisdiens van Rosie is die 4 April om 10 uur. 4 April is Saterdag, nee. Saterdag 4 April hier in hierdie kerkgebou. Ander belangrike aangeleenthede, Tannie Sue vier op die 11de April 2026 haar 100ste verjaarsdag. Wat 'n mylpaal. Ek is nog ver van daar af. Die gemeente gaan saam dat dit vier op die 12de April 2026. Asseblief, as jy daai viering gaan bywoon na die oggenddiens, gee net jou naam daar agter, skryf dit op 'n lys met die getalle wat daar gaan wees, sodat ons weet om te beplan. En dan ons nuusblad, ek weet nog nie in die by my nie, ons nuusblad vir die jaar, vir die maand, het so my klaar gemaak voor ons van Kaap toe vlieg. Kry asseblief jou koop, die dag gaan baie werk in die nuusblad. Ek wil party aande vas asseblief sit die dag af. Ek wil slaap, dan sit besig om. So neem 'n koopie vir jouself en gaan lees dit. Dit is regtig die moeite werd. Ek wil vra dat jy saam met ons staan, terwyl ons laaste koortjie gaan sing en die diakens op die wag vir die 10ste offergawe. So wees in my Lord en weet. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout the victory. Baie dankie. Ek gaan sommer vir my vrou vra om die diens vir ons af te sluit met my vrou. Vra my vir my vrou. Sy kan ons afsluit met gebed en dan sluit ek David weer groet tot pastoor. Baie dankie. Here, wat 'n kosbare voorreg het ons gehad vanoggend om net om in u teenwoordigheid te wees. Here, dankie vir hierdie wonderlike liedjies wat ons kon sing, Here, wat net so uit ons binneste kon borrel. Here, want ons is so lief vir u, want u het ons weer vanoggend herinner. Johannes 3 vers 16, want so lief het ek jou gehad, dat ek my seun vir jou gegee het. Here, dankie vir hierdie stap van gehoorsaamheid, Here, wat hierdie jong mense kon volg. Here, en ons vra dat jy hulle sal versterk. Here, en elke dag waar hulle ook al sal beweeg. Here, dat hulle die lig vir die evangelie sal wees. Here, en ons bid dat met elkeen van ons sal wees soos dit ons hier uitbeweeg. Here, dat die woord wat ons ontvang het, Here, saam met ons sal beweeg. Here, en waar ons mond sal oopmaak, waar ons iets sal doen, dat hulle vir Jesus deur ons sal sien. Dankie vir alles wat u vir ons doen. Here, moet u bewaar ons deur die week, Here, en bring almal bymekaar, Here, met die Paasnaweek dienste, om weer eens, Here, net nie u dood te herdenk nie, Here, maar net te kan sê, dankie Abba Vader, vir die kruisdood en vir die prys wat u betaal het, maar dat ons sal onthou dat u opgestaan het en leef
tot in alle ewigheid. Dankie Here, amen.